Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Goeiedag, baie welkom by Familiekerk se aanlyn diens. Dis my heerlik om saam met jou te kuier. Vandag wil ek met jou kom gesels oor daardie plek waarin ons in ons lewe kom waar ons sê, die deur is toe, wat nou? Het jy al so iets beleef? Jy weet jy wil graag 'n nuwe besigheid begin, jy doen aansoek vir die geld, maar die lening word afgekeur. Daardie ding van jy bid en jy bid by die Here vir genesing vir jou geliefde, maar aan mekaar voel dit vir jou niks wil gebeur nie, daar kom nie genesing nie, daar kom nie 'n mediese oplossing nie. Ken jy daai gevoel? Daardie plek waar jy kom, waar jy wil aansoek doen vir hierdie pos en jy glo met jou hele hart, dit is die plek vir jou om te wees. En dan kry jy nie die aanstelling nie. Wat maak jy met daardie toedeur, met daardie soort teleurstelling? Ek wil jou vertel, ek self weet hoe dit voel. So 'n klomp jare gelede het ek ook aansoek gedoen vir 'n bevorderingspos. Ek was oortuig daarvan dat die Here vir my sê doen aansoek. Ek was oortuig daarvan ek is gereed, ek is nou op 'n plek. Ek het daai ekstra geld nodig, Here, en ja, ek seker ek sal 'n sukses hiervan maak.
En dan kry ek nie daardie pos nie. Die toedeur. En dan weet ek, ons almal is by daai plek. Dan begin jy in jouself twyfel. En dan dink jy, Here, waar het ek verkeerd gegaan? En dan begin twyfel jy in jou geloof. Het ek die Here verkeerd gehoor? En dan begin jy self soms kwaad word vir God. En dan dink jy, maar hy stel jou teleur en hy kom nie vir jou deur nie. Ken jy daai gevoel? En dan eindig jy op daai plek waar jy sê, maar as dit God se wil is, dan berus ek daarby. Ja, ek was ook maar daar. Wie jy soms gebeur dit in ons lewe, dat God toelaat, dat ek wil amper sê, iets in jou moet doodgaan. Daai eie ek, daai trots, daai ek kan self, I, me and myself, dat ek en jy eers daaraan moet sterf, voordat hy vir ons deurkom, voordat hy vir ons 'n ander uitweg gee, nie waar nie? Want God is die God van opstanding. Onthou jy hoe hy vir Lazarus uit die dood laat opstaan? Dorcas, wat ons van lees, daardie Tabitha, wat in Joppe gebly het, hoe God vir Petrus gestuur het om haar uit die dood te laat opstaan. Ek dink aan daai seentjie wat Elisa voorgebid het, en hy het lewendig geword, en so het Jesus self ook uit die dood uit opgestaan. Onthou hierdie ding, God is 'n God van wonderwerke, niks is vir hom onmoontlik nie. Onthou jy ook, die engel moes vir Maria gesê, niks is vir God onmoontlik nie. Nou ja, met dit in gedagte wil ek jou nooi om saam met my te kyk na Markus 2. Ons lees daar van Jesus die skrynwerker, wat begin het met sy bediening in Galilea. Onthou nou, hy was nou klaar, wat hy gevas het in die woestyn, wil ek sê, wat die duiwel hom versoek het, hy's gedoop, en het hy begin met sy bediening. En hy het siekes gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf. En op hierdie spesifieke dag in Kapernaum, kry ons vir Jesus hier in Markus 2, waar hy in 'n huis besig was, om vir die mense te vertel van God se nuwe wêreld. En soos wat hy gesels, het daar al hoe meer mense daar bygekom. Later was die huis chock-en-block vol. Daar was later mense rondom die huis wat by die vensters ingekyk het om te luister. Later was daar 'n klomp mense in die straat om te luister. Net so interessant vir my is, daar was nie eers hierdie klomp mense en toe kom Jesus om te gesels nie. Hy was daar besig. Ek wil amper sê one-on-one, en so word hulle al hoe meer en meer. Maar net sommer iets interessant om te weet. En terwyl Jesus daar binne besig was, kom daar 4 mans met 'n vriend van hulle op 'n draagbaar aangestap. Hulle vriend was sy lewe lank verlam. Nou daar was nie taksies nie, daar was nie ambulanse nie, daar was nie motors op 'n bakkie nie, hulle het hom gedra fisies tot daar. En toe hulle daar kom, voilà, 'n toedeur. Nie net 'n toedeur nie, maar daar was so baie mense, hulle kon nie eens naby daai deur kom nie. Maar dit beïndruk my so van hierdie 4 vriende. Ek dink amper, ek wil eintlik hulle beskryf as mense met karakter, want hulle het vir mekaar gesê, joh, nee, ons het gekom tot hier, omdraai gaan ons nie, dis nie 'n opsie nie. Ons moet by Jesus uitkom. En dan weer terug in my verbeeldingsveld sien ek hoe hierdie ou, jy weet, hoe hulle begin kyk, maar wat 'n ander planne kan ons maak. Maar ek wil net vir jou lees Markus 2 vers 4, die eerste vers. Die eerste gedeelte van daai vers sê, toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie. Teleurstelling, ek wil hê jy moet vir 'n oomblik nie dink aan die teleurstelling van 'n toedeur. En wat maak jy? Hoe reageer ek en jy daarop? Ek dink dikwels laat Jesus daai teleurstelling toe, sodat ek en jy moet leer om op te kyk. Om te kyk na waar kan ek 'n ander opening kry, in plaas van net oorgee, en in plaas van net onmiddellik te aanvaar, maar dis God se wil. Weet jy wat, ek dink Jesus wil baie keer ook ons karakter toets. Hy wil ook kyk of ons as hierdie 4 mans gaan kyk vir 'n ander opening. Ek wil amper sommer sê, ek dink hierdie een ouetjie het om die huis geloer en vir sy maats gesê, kom julle, ek sien hier's 'n trap hier agter, ons kan boontoe gaan. Hulle vertel vir niemand nie, hulle vat hulle vriend, en hulle begin met daai trappe opgaan. Sommige tussen hakies is baie keer ook nodig, dat jy nie vir ander mense moet sê wat al jou planne is nie, want die ou duiwel gebruik ook soms ander mense om ons geesdrif en ons entoesiasme te demp. Maar die tweede deel van daai vers in Markus 2, nou die eerste een is toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, gaan dit verder. Breek hulle die dak reg bokant Jesus oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, daardeur afsak. Dit is vir my so 'n sterk boodskap, en dit is eintlik vir my 'n uitnodiging vir my en jou. Jy is by daai toedeur, wil jy nie maar opkyk nie? Mag die Here gee dat ek en jy ook so desperaat gaan wees om by Jesus uit te kom, dat ons nie om gaan gee om te kyk vir 'n ander opening nie.
Iets wat ek en jy moet weet, die dakke in die Bybel, van die huise in die Bybelse tyd, was nie gemaak soos ons dakke vandag nie. Dit was gemaak van modder en gras en takke. So jy kan jou indink hoe hard, dis nou al hard gebak. So dit was 'n harde werk om daai opening te kry. Hulle het nie daar aangekom met die regte gereedskap om 'n gat in 'n dak te kap mos nie. So hulle moes letterlik hulle vingers seer maak, hulle klere vuil maak. En dis ook nie 'n klein opening nie, hulle moes hom groot genoeg maak om hulle vriend daardeur te laat sak. So dis harde werk gewees om hom daar af te kry. Wat my laat wonder, as ons by daai toedeur kom en ons kyk op, dis nie net altyd, voilà, hier's 'n oop venster en nou gaan ek aan met my versoek vir Jesus nie. Soms is dit nodig dat ek en jy tyd moet gebruik. Soms is dit nodig dat ons miskien harder moet werk. Dis nodig dat ons miskien aan onsself moet sterf oor 'n klomp dinge, nie omgee dat my naels vuil word of my hande stuk vuil word en vol stikkende merke word of my klere stikkend of vuil word nie. Die vraag is, hoe desperaat is jy om by Jesus uit te kom? Gaan jy omdraai? Gaan jy 'n ander uitweg soek? Gaan jy hard werk? Gaan jy spartel en spook, want by Jesus wil ek uitkom? Jy sien, dis wat hierdie ouens gedoen het. Gelukkig vir hierdie man het hy 4 vriende gehad. Maar ek en jy, ons het ook daai 4 vriende, weet jy. As jy die 4 vriende het, dan gaan jy nie opgee nie. Maar as jy hulle nie het nie, ek gaan nou vir jou sê wie hulle is. As jy hulle nie het nie, dan sukkel ek en jy in die lewe. Daai 4 vriende is God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees en jouself. As jy hierdie 4 vriende in jou lewe het, dan sal jy deurdruk. Dan sal jy nie omgee om hard te werk nie. Dan gaan jy nie skrik as die wifi 'n bietjie stadig is nie. Dan gaan jy nie omgee as jy by die kerk aankom en daar's miskien net 30 of 40 mense nie. Jy gaan aanhou kom totdat daar 200, 300 of 500 mense is. Verstaan jy wat ek bedoel? Dis daardie ding van die deur is toe. Ek kyk op. Ek gaan harder werk, desperaat wees om by God te kom, want hy gee vir my 'n opening. Ek wil by Jesus uitkom. Weet jy, Markus het 4 maal in die evangelies verwys na geloof, maar nie een keer het hy bedoel gesindheid of 'n houding nie. Hy het eintlik bedoel daardie ding wat jy kan sien in reaksie op dit wat jy nie kan sien. Presies wat ons in Hebreërs 11 vers 1 lees. Daar staan, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hierdie 4 vriende het iets gesien, hulle het hulle vriend se genesing gesien, sonder dat daar enige oop deur vir hulle was. Mag die Here gee dat ek en jy so desperaat aan hom sal vashou, dat ons nie gaan skrik vir 'n toedeur nie, maar sal aanhou en aanhou, omdat ons 4 vriende het. God die Vader, Seun Jesus Christus en die Heilige Gees en ek self. Ek gaan aanhou probeer om by Jesus uit te kom. Ek gaan sien dit wat ek nie sien nie, omdat ek geloof het. My geloof gaan my help om te sien dit wat ek nie fisies sien nie, maar dis 'n reaksie op dit wat ek in my gees sien. Petrus sê iets wat Matteus nie sê nie. Onthou, Petrus is eintlik die verteller wat gesê het wat Markus moes neerskryf hier in Markus 2. Dieselfde gedeelte vertel Matteus vir ons in Matteus 9 vers 2. Maar dit is my asof Matteus fokus op die genesing, want hy sê, daar het hulle 'n verlamde man wat Bethlehem was na hom toe gebring. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, wees gerus, jou sonde word vergewe. Maar hier in Markus, die storie wat Petrus vir hom vertel, voel dit vir my, is die fokus op daai dakopening. Nou ja, ek lees, dat baie Bybelstudente beweer, dat dit eintlik Petrus se huis was, waar Jesus besig was om te getuig en om te vertel van God se nuwe wêreld. Ek weet nie presies nie, maar wat ek hieruit aflei, is in ons probleem, in ons toedeur, kyk ons baie keer uit verskillende hoeke daarna. Daar's 'n ander perspektief wat ek hierop kan hê. Soos wat Matteus onthou die genesing, maar Petrus onthou die oop dak. Wat gaan ek en jy onthou, as ons so desperaat is om by Jesus uit te kom? Want toe Jesus opkyk, en hy sien hierdie manne se geloof, toe draai hy na die verlamde, en hy sê vir hom, jou sondes is jou vergewe. Ek kry eintlik lag, as ek in my geestesoog moet dink, wat daai 4 vriende op die dak vir mekaar te sê gehad het. Ek dink die een het vir die ander een gesê, wat? Ons bring hierdie ou om gesond te word. Wat sê hy? Nee, sê die ander een, hy sê sy sonde is vergewe. Wat sal die ander een sê? Maar wat van sy bene?
Ons bring hom om gesond te word en Jesus sê jou sonde is jou vergewe. En hier is die ding wat ek leer. In hierdie hele proses van 'n toedeur en die tyd wat ek en jy neem om 'n ander opening te soek, is Jesus baie keer besig om binne in ons harte te verander. In my tyd wat ek daai tyd probeer het om 'n bevorderingspos te kry, het dit eintlik gegaan om hoe oulike juffrou ek sou wees. Jare later gee God vir my 'n bevorderingspos in 'n ander skool vir fisies en serebraal gestremde leerders hier in die Kaap. En toe ek daardie geleentheid kry, toe besef ek, dit gaan glad nie oor my nie. Ek is 'n klein ruitjie in 'n baie groot wiel, waar ons almal saamwerk om hierdie leerdertjie se plek in die samelewing te verbeter, om hom te help, om saam met sy ouers 'n ander maniere te kry om te leer. En dit was die wonderlikste gedeelte van my hele lewe, om te besef, God se seën het nie oor my gegaan nie, maar om dit 'n beter plek te maak vir hierdie kinders waarmee ek werk, hulle ouers, hulle tannies wat hulle help, die fasiliteerders, my mede-kollegas. En ek dink dis die plek waar God ons bring. Dit is daardie plek waar Jesus hierdie mense wou bring daardie dag. God sê jou sonde is jou vergewe. Want as ek en jy binne in ons harte reg is met God, dan kan hy kom en ons omstandighede verander. En as ons omstandighede verander, dan kan ons hom prys. Want kyk wat het hierna gebeur. Jesus het presies geweet wat die fariseërs in hulle harte dink, want hulle het daar die rondklomp wat daar rond gestaan het gedink Jesus is besig om lasterlik op te tree, om vir hierdie man te sê jou sonde is vergewe, want hulle het gesê net God mag sê jou sonde is vergewe. Jesus het presies geweet wat hulle doen. Maar nadat hy dit vir die man gesê het, het hy vir hom gesê, staan op, vat jou mat en loop. En die ou het opgestaan en uitgestap, en weet jy wat? Toe het die mense God daarvoor gedank en geëer. En dit is hoe dit moet wees. Ek kom terug na Jesus toe, want Jesus is die een wat vir my en jou aan die kruis gesterf het, vir ons sonde. En ek lees die ander dag hierdie pragtige gedeelte wat Bybelkommentaarskrywer David Kuzik vir my wys in 'n boek wat hy geskryf het. Uiteindelik Wiersbe aangehaal. Maar hoor wat sê hy oor forgiveness. Is the greatest miracle that Jesus ever performs. It meets the greatest need, it costs the greatest price, and it brings the greatest blessing and the most lasting results. Die feit dat Jesus ons van ons sonde vergewe, dis presies wat dit is. Dis the most lasting results. Dit bring teweeg dat ek en jy God se naam daarvoor eer en prys. Dit bring teweeg dat ander geseën kan word. Want ek en jy begin dan leer om weg te kyk van onsself af. Ek sluit af met hierdie gedeelte in Psalm 27 vers 14. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. As jy by jou deur wat toe is, en jy vra wat nou? Kyk op. Wees desperaat om by Jesus uit te kom. En ervaar in die hele proses hoe hy besig is om jou hart te verander. Sodat wanneer hy hierdie omstandighede van jou gaan verander, en hy sal, gaan jy sy naam daardeur kan verheerlik. Amen. Hemel Vader, baie dankie dat jy vandag vir ons kom leer. By hierdie toedeur is u nog altyd daar binne. Here, u is besig om ons te vorm en om ons te bring by 'n plek waar ons dankbaar kan wees vir u wat ons sonde vergewe. En dat ons by 'n plek kan kom waar die seën wat u vir ons gee, ook vir ander tot seën sal wees. In Jesus naam sê ek vir so dankie. Amen. Vriende, baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek nooi jou om Sondag by ons aan te sluit, daar in Kiro Brackenfell se skoolsaal, elke Sondagoggend 9:30. Kom wees deel van Familiekerk Botlarey. Totsiens, mooi week vir jou. Ons verlosser
ons lewens vrygemaak. Jesus Christus, ons verlosser, genade onbeskryflik groot, was eers blind, nou kan ons sien, is die een wat eer verdien. Ons is vry, ons is vry, want die Lam het vir ons gelei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vrygemaak. Want so lief het God die wêreld gehad, hy sy seun vir ons gestuur, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, hy sy seun vir ons gestuur, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Ons is vry, ons is vry, want die Lam het vir ons beklei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vrygemaak. Ons is vry, ons is vry, want die Lam het vir ons beklei. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vrygemaak. Deur die spykers van Golgotha is ons lewens vrygemaak. Die oorwinning is behaal, want die vyand is verslaan.